Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom en laat die wil geskied hier op aarde, net soos in die hemel. En Here, wanneer ons vanmôre die woord van die Here oop het voor ons, dan weet ons dat die outeur van hierdie woord is hier teenwoordig. God is hier. En die honger en die dors en die behoefte wat ons het, Here, om die woord te hoor, is baie tasbaar vanoggend. En daarom vra ons Heilige Gees van God, breek hierdie woord oop, Here, soos wat U die brood gebreek het eens by die meer. Help ons, Here, om te hoor dit wat U vanoggend vir ons wil sê, sodat dit op vrugbare grond kan val, Here, en dat ons met hierdie hoop kan gaan leef in die wêreld daar buite. Dankie vir die Bybel, hierdie kragtige nalatenskap wat U vir ons gegee het, die woord van die Here. Spreek, Here, asseblief. U kerk is hier om te luister. Amen. Ons tema vanoggend, aleen en alleen, vat die regte pad wanneer almal hoop verloor het. Die storie van hoop. Hoop het geloop. Nog erger, hoop het geïmmigreer. Hoop is begrawe. Hoe dit gekom, vriende, dat ek en jy vanoggend by hoop se begrafnis opgeëindig het. Want dit is waar ons vandag is. Ons is by hoop se begrafnis. Ons gaan 'n paar tree in hierdie kragtige boek wat ek dink baie min gelees word deur Christene. Ons lees net Klaagliedere 3. 'n kragtige boek wat iets sê van God se goedheid en sy guns en sy liefde. Want dit is wat in Klaagliedere eintlik maar gesien word hier aan die begin van die boek. Ons is by hoop se begrafnis. Hoop is weg. Hoe het dit gebeur? Wel, in die goeie ou dae waarna ons almal so hunker. In die goeie ou dae waarvan Prediker 7 praat. En eintlik sê die prediker, ons moenie sê in die goeie ou dae nie. Hy sê, want is net dwaase wat dit sê. In die goeie ou dae, ons verlang terug na die goeie ou dae. In die goeie ou dae, toe hoop goedkoop was, toe hoop volop was, wou niemand dit hê nie. En vir baie van ons het ons in Suid-Afrika groot geword, waar daar nie moeilikheid was nie. Die ergste moeilikheid waarvan ek gehoor het, toe ek groot geword het, was toe ou dominee kwaad geword het, toe skryf hy aan die kerkbode, maar nou is die tannies in mekaar se hare, by die kermis, want hulle kan nie op 'n wenner besluit vir die melktert nie. Hier in Breckendal is dit maklik, Tannie Betty wen los hande. Vra maar die kerkraadslede. In die goeie ou dae, vriende, het alles gewerk, alles was perfek. Kinders kon op straat speel. Daar was hoop, daar was 'n toekoms waarna almal gestreef het. En toe breek die onstuimige 1990s aan. En sommer so in 'n oomblik hier in Suid-Afrika skuif ons van Jerusalem na Babel. En toe raak dit nog erger. Toe tref die 2000 ons, onthou jy? Onthou jy alles wat in die 2000s gebeur het? Toe die wêreld sommer post-christelik geword het. En ewe skielik is daar meer ongelowiges, daar's meer twyfelaars, daar's meer misdaad. En die moeilikheid loop hoog. En hoop het geïmmigreer. Hoop het ergens anderste gaan bly. Die mooi weer en matig is altyd op 'n ander plek. Het jy dit al agtergekom? Ek luister RSG. Ja, ek doen, moet my nie oordeel nie. Hulle sê altyd maar die mooi weer en die matige en mooi weer is op 'n ander plek, nooit hier nie. En Christene en nie-Christene was ewe moedeloos en het eweveel kere op hoopverloor se vlakte gaan uitkamp. En toe word hoop begrawe. Klaagliedere. Die boek in die Bybel wat vertel van die begrafnis van hoop. En ek weet wat dink jy waarskynlik daar in jou stoel vanoggend. Jy dink seker, ag, hemel Lenny, regtig.
Het ons nie klaar genoeg moeilikheid nie? Is daar nie klaar genoeg moeilikheid nie? Wat wil jy nou praat oor hoop se begrafnis? Miskien moet ek volgende week impak toe gaan. Nee, moenie asseblief. Bly hier. Is lekker hier by ons. Moet ons nou regtig na die woord luister. Maar hoor hier. Hier is die goeie nuus. Daar's iemand wat alleen en alleen is wat opdaag by hoop se begrafnis. Maar ek gaan later oor daardie persoon praat. Klaagliedere, vriende, net so vinnige stukkie agtergrond, is geskrywe in 'n tyd toe die Israeliete terugkeer na 'n lang ballingskap van so 70 plus jaar. Jy sal onthou in die tyd van die profeet Jeremia het Jerusalem geval. Hier rondom 586 voor Christus. Nebukadneser en sy trawante het Jerusalem platgeloop, vriende. Daar's van Jerusalem niks oor nie. En toe kom maar 'n nuwe wêreldmag op die toneel. Die Persiese ryk en Kores en Darius hulle, o goeiste genade, hulle sê toe die Israeliete kan terugkeer en al die volke wat verower is in daardie tyd kan terugkeer na hulle land toe. En klaagliedere vertel van die tuiskoms van die Israeliete. Vriende, maar hierdie is nie 'n tuiskoms soos ons in Amerika sê, homecoming nie. Hierdie was 'n nagmerrie op sy beste, toe hulle terugkom in hulle land. Dis 'n slegte terugkeer en die Israeliete kom terug en dan wag die grootste, mees skrikwekkendste skok op hulle. Daar's niks oor van hulle land nie. Never mind niks oor nie. Die hyenas en aasdiere bly daar waar die tempel gestaan het. Misdaad vier hoogtyd, mense kruip in spilonke en grotte weg en die volk sê vir hulle self, het ons teruggekeer na dit toe? Het ons teruggekeer na hierdie toe, Here? En dan kom die boek Klaagliedere op skrif. 5 hoofstukke van Klaagliedere. Hoofstuk 1, 2, 4 en 5. Het elkeen 22 verse. Die Hebreëse alfabet, interessant genoeg, het 22 verse. En elke opeenvolgende vers begin met 'n volgende letter van die alfabet. Hoofstuk 3 het 66 verse. Ons gaan nou by hoofstuk 3 uitkom. En wanneer jy deur hierdie kanon van 'n boek werk, en wanneer jy dit lees, dan kom jy agter dat by hoop se begrafnis is daar 'n paar genooide mense. Hier om hoop se kus staan 'n klompie genooides. En die eerste persoon, kom ons sê dis 'n weduwee, is by hoop se begrafnis. Ek lees saam met jou Klaagliedere 1, hoofstuk 1, vers 1 en vers 2. Ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword. Sy wat magtig was onder die nasies, sy wat heerskappy gevoer het oor ander, moet nou dwangarbeid doen. Onbedaarlik huil sy die hele nag. Die trane loop oor haar wange. Niemand van haar vroeëre minnaars is daar om haar te troos nie. Al haar bondgenote het teen haar verraad gepleeg. Hulle het haar vyande geword. Sjoe. Hoop het geloop. Nee, hoop het nie net geloop nie, hoop is begrawe. Niemand is meer daar nie, sê hierdie vers. Vers 5 sê, haar kinders, as jy in vers 5 gaan lees van hoofstuk 1, is weggevoer as ballinge. Die weduwee huil onbedaarlik. Maar skaars is die weduwee van hoofstuk 1 aan die woord, of die tweede genooide persoon wil ook 'n begrafnisrede lewer by hoop se begrafnis. Kom ons noem hierdie genooide persone godsdienstige. Ek lees saam met jou hoofstuk 2 vers 1 tot 4. Jy kan na Klaagliedere 2 toe blaai. Hoofstuk 2 vers 1 tot vers 4. Hoor wat sê die godsdienstige. Ag, hoe het die Here in sy toren die donker laat toesak oor Sion. Hy het die prachtstad van Israel tot in die stof verneder. Hy het op die dag van sy toren sy eie tempel nie ontsien nie.
Die Here het geen genade betoon nie. Hy het al die woonplekke van Jakob vernietig. Hy het in sy toorn die vesting van Juda afgebreek. Hy het die koninkryk verwoes, die leiers tot in die stof verneder. Deur sy vernietigende toorn het hy die krag van Israel heeltemal gebreek. Toe die vyand kom, het die Here sy magtige hand teruggetrek en sy toorn teen Jakob laat brand. Soos 'n vlam wat alles rondom hom verteer. Soos 'n vyand het hy sy boog gespan en aangelê. Soos 'n teenstander het hy al wat dierbaar is uitgeroei. In die woning van Sion het hy sy toorn uitgegiet soos 'n vuur. So ons lees hier, vriende, hoe die Here vir Sion vernietig het. Hoe God die teenstander van Jerusalem geword het. Ja, jy het reg gehoor, die Here, vriende, het Israel se vyand geword. En jy weet wanneer gaan dit sleg? As godsdienstige leiers nie eers meer moed het nie. As godsdienstige leiers nie meer hoop het nie. As hulle ewe hooploos is. En vriende, ons moet nie dink dat godsdienstige leiers is nader aan die Here as ander nie. Hulle is ook net mens. Maar hulle moet rolmodelle wees. En ek lees nou die dag hoe in die nuus hoe Hillsong, een van Hillsong se geestelike leiers, sangers skryf. Hy sê ek is my geloof kwyt. Ek het my hoop verloor. En toe lees ek hoe 'n nie-gelowige daarop reageer en hy sê hy verstaan een ding nie van geestelike leiers nie. Hulle wil deesdae soos die wêreld wees. As hulle regtig in hierdie evangelie glo, dan sê hy, sal hierdie leiers ons tog nader trek aan die Here. Maar wanneer geestelike leiers hoop verloor, vriende, dan gaan dit sleg. En in hoofstuk 2 verloor hierdie geestelike leier sy moed. Hy sê, ouens, dis klaar. Dis wedstrydpunt. Blaai verby hoofstuk 3, vriende. Ek kom terug na hom toe. Blaai saam met my na hoofstuk 4 toe. Hoofstuk 4 is ons derde persoon by hierdie begrafnis van hoop. Kom ons noem dit 'n sakeman. Hy staan ook by Hoop se begrafnis. Die weduwee sê haar kinders is verwoes. Die geestelike leier sê God het ons verlaat, vriende. En hoor wat sê die sakeleier. Hoofstuk 4 vers 1 tot 2. Ag, hoe dof het die goud geword. Hoe het die goeie goud sy glans verloor? Die gewyde edelstene lê weggegooi op al die hoeke van die strate. Sion se kosbare inwoners, vroeër so waardevol geag, so suiwer goud. Ag, hoe word hulle nou beskou as erdepotte, die werk van die pottebakker. Daar word later in hierdie hoofstuk vertel hoe die mense bedel vir kos, hoe die kinders op die strate bedel vir kos, hoe daar nie meer kos is nie. Vers 10 is griesam as hy sê die ma's met hulle kinders kook. Vriende, dit is 'n verskrikking in Jerusalem. Die hele stad is in sak en as. Die sakemense het nou ook moed opgegee, soos hulle dikwels in ons dag ook doen. Hulle het daarom gesê in die ou dae, die ekonomie sal regkom. Is dit nie vir jou vreemd dat elke ekonoom altyd sê, nee, vriende, in die 3de kwartaal gaan dit beter gaan nie. Dan gaan dit nooit beter nie. Die sakeman hier sê, vriende, moeilikheid wag op ons. Die ekonomie stort in duie, geliefdes. Gradueer Jerusalem af tot junk status asseblief. Dis klaar met ons. En dan ons 4de persoon, 'n gemeenskapsleier in hoofstuk 5. Iemand wat hard werk in hulle gemeenskap, dalk 'n maatskaplike werker. Blaai saam met my na hoofstuk 5 toe, ons is op reis. Hoofstuk 5 vanaf vers 1. Slaan tog ag op wat oor ons gekom het, Here. Kyk tog en sien self hoe ons verneder is. Ons besittings is gevat en aan vreemdes gegee, ons huise aan uitlanders. Ons het weeskinders geword, daar is nie vaders nie. Ons moeders is soos weduwees. Ons moet ons eie drinkwater koop, vir ons eie hout moet ons betaal. Ons word gedryf deur ons oorheersers, ons is uitgeput.
Ons word geen rus gegee nie. Ons het ons hande uitgesteek na Egipte en na Assirië om by hulle kos te bedel. Slegte tye, geliefdes. Baie slegte tye. Jy ken die bekende Murphy's Law. Nothing is so bad that it cannot get worse, sê die Engelse. Hier is dit, vriende, in jou Bybel. Niks kan in Klaagliedere hoofstuk 1, 2, 4 en 5 so erg wees soos wat ons hier lees nie. Dis in jou Bybel. Dis geen wonder dat so min mense hierdie boek lees nie. Dis geen wonder dat daar so min oor hierdie boek gepreek word nie. En dalk voel jy dit ook vanoggend. Dalk voel jy ook soos die weduwee. Dalk voel jy ook soos die sakeman. Dalk voel jy ook. Maar Here, waar is dit alles op pad heen? Hoofstuk 3. Hoofstuk 3. Ons het 'n weduwee raak geloop. Wat onbedaarlik huil. Ons het 'n priester raak geloop en hy vra maar waar's God? En dan die sakeman en die gemeenskapsou wat sê, ouens, pak op, dis klaar met ons. Maar dan is daar 'n individu, vriende. Aleen en alleen is daar 'n individu by Hoop se begrafnis. Kom lees saam met my Klaagliedere 3. Ek wil begin by die eerste 3 verse. Ek hoop op God. Ek is die man wat ellende beleef het. Die Here het my met sy toorn geslaan. Hy het my die donker ingejaag, my laat hoop op 'n pad sonder lig. Vir my stoot hy gedurig weg, dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek. Klink hierdie ook vir jou nie soos die taal van Job nie? Die taal van Prediker, dalk? En ons vind hier in hoofstuk 3 'n individu, geliefdes, wat ook rond staan hier op Hoop se begrafnis. En hy vertel in die ergste denkbare taal dat God sy vyand geword het. In vers 10 van hoofstuk 3 sê hy dat God het soos 'n beer geword, 'n leeu wat hom inwag, wat hom vermink met pyle wat op hom afgeskiet word. O, dis Job 16 taal. Hy word uitgelag in vers 14. God laat hom grysklippe kou, sê hy. Nou, hoekom moet ek en jy wag vir hoofstuk 3 met sy 66 verse? Wel, hier is die sleutel. 'n Groot geheim terwyl hierdie individu by Hoop se begrafnis staan. Kyk hy rond en hy skrik hom amper in 'n ander bloedgroep in. Hy staan daar en hy sê, dit kan jou werklik waar nie wees nie. Hoor wat sê hy in vers 18, 19 en 20. Ek het gedink, dis klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar toe hy so rondkyk, en terwyl hy gal bitter is, en ek weet nie wanneer laas was jy gal bitter nie, maar dis bitter. En wanneer jy diep beswaard is en omgekrap is, so is hierdie man in Klaagliedere ook. Hier sit hy by die koor van baie godsdienstiges. En so baie keer sit ek en jy saam met die kore wat net sing van al die moeilikheid. Ons is saam by Hoop se begrafnis. Hoe sê die ou lied wat ons in die kerk gesing het? Lewensstrome breek in woede, alles om my heen is nag. Of wat is daar die ander ou goue ene waarmee ek groot geword het as ou dominee kwaad was op die kansel, uit dieptes gans verlore van redding, ver vandaan. En tog moet ons mooi luister vanoggend, geliefdes, want dis wat Klaagliedere so verskriklik aangrypend maak. Kyk hierdie man rond, en hy sien die weduwee van hoofstuk 1, hy sien die priester van hoofstuk 2, en hy sien die gemeenskapsleier van hoofstuk 4.
En hy hoor net dat almal sê, hoop het geïmmigreer. Daar's niks meer oor nie. Die toekoms is verlore. Dink aan julle verlede, vriende, want die toekoms is verby. En dan staan hierdie individu op, en hy kyk so rond, en hy sê, God is hier. God is hier. God het opgedaag, geliefdes, by Hoop se begrafnis. God het opgedaag. En dan die aangrypende teks. Lees dit saam met my. Hoofstuk 3, vers 21 tot 27. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dis elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. In vers 20 het hierdie einste individu, geliefdes, gesê, as hy aanhou na die res kyk, as sy rolmodelle die priester is wat klaar is en die weduwee wat moed verloor het, en die sakemanne wat ophou om ekonomie te bedryf, en hy sit saam met almal en hy bekla almal se lot, dan is daar nie 'n toekoms nie. Hy sê, as ek na hulle gesit en luister het, dan sink my siel. Letterlik, as jy na hierdie teks gaan kyk, is dit wat hy sê, my siel sink in die Hebreëus. Maar vers 21 en 22, dit is hoekom ek sal bly hoop. Deur die liefde van die Here het ek staande gebly. Letterlik in Hebreëus gebruik hy die woord gesed, die verbondstrou, die mercy of God. O, deur God se gesed, deur sy verbondsliefde, het ons nie vergaan nie, geliefdes. Hou op om hier by Hoop se begrafnis so negatief te wees, want hoop is nie dood nie. God is hier. God het opgedaag. God is nie weg omdat hoop weg is nie. God is nie weg omdat die geestelike leier teen die planke is nie, geliefdes. God is nie weg saam met die weduwee nie, of die sakeman, of die priester, of die gemeenskapsleier, of jou familie wat aanhou vir jou sê dis verby nie. God het nie geïmmigreer omdat ek en jy dalk dit anders te sien nie. God het nie geïmmigreer en pad gegee omdat hoop weg is nie. God is by die begrafnis van hoop. En al is jy alleen en alleen, is dit altyd mooi om 'n minderheidsposisie in te neem by die Here. En jy gaan, as jy opstaan en sê, o, hoop is nie weg nie. My hoop het 'n naam, Jesus. Dan sê jy in 'n minderheidsposisie, maar dit is oukei. Want geliefdes, as hoop populêr was, as hoop die geur van die week of die dag was, dan het almal dit mos gedoen. En as dit maklik was om te hoop, het die hele wêreld geglo. As hoop volop was, dan het ons nie gesit waar ons vandag sit nie. Paulus sê in Romeine 5, hoop gaan deur die grein in. Ons hoop teen alle hoop in. O, hoop het 'n naam. Jesus Christus. Hoop is nie maar, ek hoop op beter dae nie. Dis nie wat hier gebeur nie, geliefdes. Ek sien God. God is die inhoud van my hoop. Ek hoop nie dat dinge beter sal gaan nie. Ek hoop op God. Want hy daag altyd, maar altyd betyds op. En God kom na Hoop se begrafnis toe in vers 22. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. God kom met sy verbondsgenade, sy gesed, barmhartigheid. Dit is hoe God vriende, by mense kom met jammerhartigheid. Hy stap nie verby mense wat sonder hoop is nie. Want jy sien, vriende, hooploosheid maak jou baie keer blind vir God se teenwoordigheid.
Onthou jy die disippels, waar is dit daar in Matteus 14? As Jesus op die water loop, dan verwar hulle God vir 'n spook, want hulle is bang. Hulle het hoop verloor. En wanneer God opdaag in Rigter 6 by Gideon, maak sy klein geloof dat hy nie vir God herken nie. Maar hier in Klaagliedere 3 is daar een persoon, ja, alleen en al een wat God herken. Jy sien vriende, daar's nie einde aan God se ontferming nie. Daar's geen einde aan sy ragam in Hebreëus. Daar's geen einde daaraan nie. Dis nie asof God sê, ek weet nou, ek gee nou vir julle elke dag so 'n stukkie, amper soos jou wifi. Hier's 'n stukkie, hier so 5 megabyte se hoop nie. Nee vriende, God se genade en hoop en liefde en ontferming is oral om jou heen. Daar's genoeg hoop en genoeg liefde en genoeg genade. En in God se skatkamers reën dit seën. God sê, as jy naby my verbondsgenade leef, is ek by jou. Daarom die reëse vers 22 in Klaagliedere 3. Dis elke môre nuut. Die ontferming van die Here is elke môre kraakvars nuut vir my en jou. Ons leef in 'n wêreld waar min of meer alle produkte 'n vervaldatum het. God se genade, sy liefde het nie 'n vervaldatum nie. Dis elke môre nuut. Kan ek jou vra, staan jy dalk vandag in Suid-Afrika of in jou omstandighede en in jou lewe by die begrafnis van hoop? Sien jy God? Vertel my hoe jy God gister gesien het, geliefdes. Waar het jy God verlede week gesien? Waar het jy God ervaar? Wanneer laas het jy bely, Here, U is my hele lewe. Here, ek sien nie raak. Want jy sien, geliefdes, hoofstuk 3 van Klaagliedere kom spoor vir my en jou aan om ons beste stories vir Jesus te kom vertel. Is jy bereid om op die uitkyk te wees vir God in Suid-Afrika? Het jy gesien hoe God gister iemand gered het? Het jy gesien hoe gee God vir die armes kos? Het jy gesien hoe ou mense se gesigte ophelder? As Breckendal gemeente, soos ons missie sê, ons gee om vir mekaar, by Silverkroon opdaag. Het jy dit gesien? Kortom, God se genade en sy ontferming, geliefdes, is elke môre nuut. En ek en jy kan nie, en ons mag nie, asseblief moenie, op die ou dae sit en teer nie. Want God daag elke dag in jou lewe op. Getrou. Hoop, vriende, is 'n minderheidsposisie. Jy's alleen en alleen. Mense gaan, soos wat ek altyd agterkom, as ek verhale van hoop vertel, gaan hulle 'n storie van wanhoop hê. Het jy dit al agtergekom? As jy 'n storie van hoop vertel, as sê iemand, o nee, kom ek vertel jou van binnelandse sake. Kom, probeer jou telkomlyn aankry. O, kom ek vertel jou van die onderwys. Sê ek, maar weet jy, daar's goeie onderwysers. Daar's nog steeds goeie onderwysers in die skole, wat 'n diep verskil in kinders se lewens maak. Het jy dit geweet? Ek sê nou die dag, mense het nou ereklere, vriende, ongelukkig, in alles wat verkeerd is in ons land. Maar ek wonder of hulle dalk ereklere het in 'n getuienis van hoe goed God is. Wil ek en jy nie net so bietjie ingestel wees op God se goedheid nie? Wil ek en jy nie net bietjie meer fokus op die Here se goedheid nie? En mense sê, Henny, jy's naïef. In watter wêreld leef jy? Kan ek weer sê? Iemand sê nou die dag vir my, ons sit op 'n tydbom. Toe sê ek, nee, ek weet dit, maar ek is 'n lont doodtrapper. Ons gaan die lont doodtrap, dan gaan die tydbom nie afgaan nie. Nee, ons sit op 'n tydbom. Nee, kom saam met my broer, ons gaan dit saam doodtrap, ek en jy.
Want God se liefde en trou is elke môre nuut. En soos die Israeliete van ouds, moet ek en jy net elke dag buig, laag voor die Here, en ons manna optel, soos in Eksodus 16, gaan tel dit net op, gaan vat God se liefde, en al is ek die laaste ou in die loopgraaf, al is ek die laaste ou in my straat, of die laaste ou by my werk, of by my skool, of in my familie, wat sê ek hoop, want ek weet wie ek dien. Ek hoop nie op beter dae nie, ek hoop op God. Paulus se groot woorde, vriende, in Filippense 1, Christus is genoeg. En elke geestelike leier deur die eeue, en elke geestelike leier wat die Here kragtig gebruik het in die Bybel, het hierdie een geheim ontdek. God is genoeg. Nee, vriende, dit is nie wat die Here gee nie. Hy gee ook genade en hy gee baie dinge vir ons. Maar die Here is my lewe. Die Here is genoeg. En al is ek die enigste ou wat nie kla en sanik en huil nie, is dit ook reg, want dis wat God my roep om te doen. Geliefdes, die Here is goed en daaraan moet ons vashou. Jy sien, geliefdes, die Here sê nooit vir ons dat hy vir ons alles sal gee wat ons vra nie. Maar hy sê wel, gaan bietjie terug Markus 7 toe. Ek sal nie vir jou skerpioen gee, my kind, as jy vir my 'n stuk vis vra nie. Ek gaan nie vir jou 'n klip gee as jy vir my brood vra nie. O, as jy klop, sal ek elke keer oopmaak. Nou toe. Jy en ek word geroep om met hoop te gaan lewe. Ek weier, vriende, om begrafnis te hou. Ek weier om by hoop se begrafnis te wees, want hoop is nie dood nie. Hoop lewe, hoop het opgestaan. Die klip is weggerol, die kruis is kaal, God het opgestaan, Jesus lewe. En ek weier om saam met al die koortjies om my saam te sing oor hoe sleg dit gaan. Nee, ek is nie blind vir wat verkeerd is nie, glad nie. Maar die feit is, God het opgedaag. En het lyk vir my, dis die probleem. Ons sien dit nie raak nie. Gaan koop oogsalf by God. En sien. En herontdek die oogsalf van Openbaring 3. En daarom leef ek met hoop. Geliefde Breckendal, kind van die Here, die Here het opgedaag. Die Here is my en jou lewe. En die Here is goed vir wie op hom bly hoop. Hy lewe. Hy's by jou. Jou hoop het 'n naam. Hoor die woord van die Here. Amen. Here, almagtige Here, ons is nie blind, Here, vir wat om ons verkeerd is nie. Ons is nie blind vir dit wat kan beter wees nie. Maar ek weier om begrafnis te hou, want hoop is nie dood nie. En al is ek alleen en alleen, in my werk, by my familie, by my huis, en waar ek ook al geplaas word deur die Here, sal ek aanhou hoop, want God se liefde en ontferming is elke môre nuut. En al verander soveel dinge om my, Here, al verander so baie dinge in my lewe, in die land, in die wêreld, is God se hoop konstant, nuut, vars, flamboyant en elegant in my lewe. Dankie Jesus. Ek het hoop. Bewaar my daarvan, Here, om deel te word van die kore wat sing van hoop verloor. Mag ek 'n lig in hierdie wêreld skyn. Mag ek omgee vir ander, deur met hoop te gaan leef. Sodat wie ook al in kontak met my kom, sal sê, ek
Ek het iets van God in hierdie persoon raak gesien. Ek het hoop. Ons hoop lewe. Ons hoop het opgestaan. Ons hoop het 'n adres. Dis Jesus. Wat 'n evangelie, wat 'n belydenis. Dankie Jesus. Amen.